Goeienaand, liewe vriende. Het is vir my 'n groot voorreg om vanaand saam met jou en jou gesin by jou huis te mag nagmaal gebruik. Hierdie diens gaan so ingestel wees dat ons gaan nagmaal gebruik, so as jy miskien nou nog nie gereed is nie, stel ek voor dat jy nou jou masjienkie op 'n pos sit en kry gou jou wyn en jou brood gereed, sodat wanneer ons dit dan net nou later instel, is jy gereed om dit te kan gebruik. Ons is so by mekaar, omdat die Here Jesus op hierdie aand in hegtenis geneem is. Op hierdie aand het sy finale lyding, die pad na die kruis, begin loop deur Getsemane tot by die kruisiging self. En met hierdie nagmaal wat hy ingestel het, juis op hierdie selfde aand, gaan ons vanaand saam met Jesus dit so belewe. Daarom, kom ons maak ons oë toe, kom ons bid saam, dat hy self vir ons deur sy Gees hierdie ervaring sal deurlei. Here God, ons slaan ons oë op na U toe. Ons verwagting is van U. Ons wil werklik soos die oë van 'n diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, so wil ons vanaand met ons oë op U gefestig bly en vir U navolg in U liefde. Amen. As jy jou Bybel by jou het, kom ons lees saam uit Psalm 23. Miskien ken jy dit so uit jou kop uit, dat jy dit eintlik sommer net wil opsê saam met my. Ek lees uit die Nuwe Afrikaanse vertaling, Psalm 23. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Jy mag dalk in jou hart die gevoel hê, maar is hierdie nie 'n fout nie? Ons gaan vanaand dink aan daardie aand toe Jesus eintlik in sy eie gees baie ontsteld was. Hoe hy daai aand moes deurgaan met die wete, sy uur het gekom. En nou lees ons 'n psalm soos hierdie, Psalm 23, wat soveel sprake het van sekerheid, van vrede, van goedheid, van guns, van tuiswees in Vader se huis. Ja, dit is so. Psalm 23 is een van die wonderlike psalms, wat eintlik maar net 'n geloofsuiting is van standpunte wat gestel word, stellings wat gemaak word van die Here God se goedheid. Geen smeking nie, geen versoeke nie, net dankbaarheid om te sê, maar ek is veilig in die hande van my herder. In sy hande is ek so veilig dat ek kom niks kort nie. Niks sal my ontbreek nie. Alles is wonderlik. Hy lei my na groen weivelde. Hy lei my na waters waar rus is. Ja, alles wat gesê word in hierdie psalms is stellings wat God se goedheid bevestig. En nou lees ons dit op so 'n aand,
waar ons die dood van die Here Jesus gaan gedenk. Ek wil saam met jou weer uit die Psalm lees, maar ek wil vra dat jy jouself indink asof jy staan by die kruis. Jy sien die Here Jesus aan hierdie kruis. Jy beleef saam met hom hierdie smart wat hy deurgaan. Jy sê vir jouself, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. En dan hoor jy hoe dat Jesus aan hierdie kruis sê, my God, waarom het U my verlaat? En jy gaan voort met hierdie psalm en jy sê, U bring vir my by waters waar daar vrede is, en dan hoor jy vir Jesus hier bokant jou, ek is dors. Dan lees jy verder, of jy sê die psalm net vir jou verder, hy gee my nuwe krag. En dan hoor jy hoe roep Jesus uit, en hy blaas sy laaste asem uit. Jy hoor hoe dat hierdie psalm in jou eie hart kom echo, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam, en dan dink jy wat Jesus self gesê het. Ek is diep ontsteld. Moet ek vir Vader vra, Here Vader, red my van hierdie uur? En dan onthou hy, dat sê hy, want dit is juis hiervoor wat ek gekom het. Vir hierdie uur het ek gekom. Is dit die regte pad tot die eer van sy naam? Ja, hierdie psalm het sprake van donker dieptes. Hierdie psalm het sprake van teenstanders wat buite staan en sekerlik nie met liefde in hulle hart hierdie feesviering dophou nie. En dit, my liewe vriend, is dalk die vernaamste sleutel tot hierdie psalm. Dis iets wat baie maklik te midde van al hierdie oorweldigende positiewe getuienis by jou verby kan gaan en jy dit miskyk. Ja, die lig brand helder in Psalm 23, maar daar is skaduwees. Die ou vertaling verklap dit so dat hy sê, dis 'n doodskaduwee. En dit is nie sommer net 'n terloopse opmerking van die psalmskrywer nie. Dis 'n klipharde werklikheid. In hierdie lewe waarin die Here my herder is, lei hy my op die hoogtes, maar ook in die dieptes. Dit is so erg dat die trant van hierdie psalm eintlik by vers 4 totaal omdraai, waar die psalmdigter tot hiertoe van die Here as sy herder gepraat het. Begin hy nou in vers 4 met die Here praat. Al sy wonderlike geloofsuitsprake verander nou in 'n gebed. Hy sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, nog steeds 'n wonderlike stelling, maar dan verander dit. In u hande is ek veilig. Dis nie meer op 'n afstand praat van hom nie, maar dis 'n intieme praat met hom. Die bidder van Psalm 23 weet nou, hierdie pad, ten spyte van die donker skaduwees, hierdie pad, ten spyte van doodskaduwee, hierdie pad loop na die Vaderhuis, waar die feesmaal op jou wag. En daar sal ek vir altyd tuis wees in die huis
van my Vader. Ja, daar's nog altyd die wat daar buite, die teestanders wat skreeu, kruisig hom, weg met hom. Hulle wat met 'n wrevel in hulle hart ook kyk na jou wat aan die feesmaal kom aansit het. En jy weet, hulle wense vir jou het niks met vrede en voorspoed te doen nie. Niks met groen weivelde, met waters waar daar rus is nie. Maar hulle staan buite. En jy sit aan die tafel. Hulle kyk na jou en wil vir jou wegwens. Maar jy is in die sorgende hande van jou Vader, die herder, wat ook deur donker dieptes kom lei het. Hulle staan buite, en jy sit aan die tafel. Jy is nie meer jou teestander se vloerlap nie. Jy's 'n eregas aan die huis van jou gasheer. En daarom wil ek jou nooi dat ons saam nou die nagmaal gebruik, soos Jesus dit daardie aand ingestel het. Hy het daardie aand hierdie besondere ding gesê, dat ek is die brood van die lewe. En ek wil my liggaam gee vir jou. Ek wil my lewe gee vir jou. En daarom het hy self die brood geneem, dit gebreek, en gesê, soos hierdie liggaam gebreek word, breek ek my liggaam vir jou. Neem dit. Eet daarvan. Neem vir my op in jou liggaam. Neem my op in jou lewe. En so ook met die wyn. Dit was sy boodskap daardie aand. My liewe vriend, voordat ek en jy van hierdie nagmaal gebruik, dink ek, is dit gepas dat ons geloof bely. En ek wil vanaand dat ons dit anders doen as gewoonlik. Ons gaan nie die geloofsbelijdenis saam opsê nie. Ons gaan Psalm 23 saam opsê. En as ek dit nou lees dit saam met my hart op, daar waar jy aan jou tafel sit. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my by groen weivelde rus en hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. Ja, U ontvang my soos 'n eregas en ek word oorlaai met U hartlikheid. Ja, U goedheid en U liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Kom ons buig die hoofde en bid ons. Dankie, Here. Dankie dat ons nou op die punt kan staan van 'n grootse ervaring. Die grootse ervaring dat U self sê, hier is ek vir jou. Dat U self U bloed stort, U self U bloed skink in 'n beker en dit vir my gee en sê, neem en drink. En dat ek met 'n verrassing kan agterkom, maar dis nie bloed nie. Dis wyn. Tot vreugde
van 'n eregas wees in die huis van my Vader. Seën vir ons dit in Jesus se naam. Amen. My liewe vriende, die brood wat ons breek is gemeenskap met Jesus se eie liggaam wat hy gebreek het ter wille van jou en my. Neem daarvan, dink daaraan en glo, eet dit en ervaar dat Jesus in jou is. So het Jesus daardieselfde aand die beker geneem en hy het dit geskink en hy het dit vir sy disippels saam met hom aan die tafel aangegee en hy het vir hulle gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Drink daarvan, dink daaraan en glo dat hy ook sy liggaam, sy bloed gestort het, tot vergifnis vir al jou sondes. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. So ver as die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder hy ons sondes van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here ons herder hom ook oor ons, as sy kinders. Amen. My liewe vriend, vir jou huis, wil ek graag die seën van die Here toewens. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.